Goeiemôre, Pastor Aubrey. Môre, Marilou. Gaan dit goed? Ja, altyd, jy weet mos. Ek kan sommer sien. Ag, dankie dat jy weer hier is. Ons kan nie wag om te hoor nie. Altyd lekker. Ja, nee, goeiemôre aan al julle liefdevolle luisteraars daar buite. Ek hoop almal is nog liefdevol met Jesus liefde. En ek hoop julle gaan nog steeds wees as ons klaar is met vanoggend se boodskap. Ek wil 'n bietjie vanoggend 'n punt aanraak wat ons die laaste 2 weke wat baie opgekom het en veral by skole. So ek wil graag hê daar waar die kinders in die busse ry, daar saam met alleen hulle en almal in Swaan en al die ander busse en die wat nog by die ouers is, by die huise is en saam by ouers ry en luister na IFM vanoggend. Ek wil julle moet mooi luister ook vanoggend saam met julle ouers. Weet hulle sê dat om agteraf van iemand anders te sleg te praat is nie 'n goeie ding nie. En ons kom agter en soos ek sê, die laaste 2 weke het ons baie hiermee te deel gehad. Veral by kinders en nou praat ek van laerskool af regdeur op hoërskool toe. Wat sleg praat van mekaar. Hulle het nie eens 'n idee waarvan hulle praat nie. Hulle het glad nie eens weet nie eens wat die storie of die situasie is nie. Maar iemand begin met 'n dingetjie, omdat ons hou nie van die een of daai ene nie. En nou begin ons met 'n storie, en 'n storie kry 'n stertjie. Weet Spreuke 11:3 sê vir ons, die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. En dan kom Spreuke 16:28, 'n man van vals streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. En ek wil net hierso by Spreuke 16:28 bietjie stil staan. Hulle sê persoon met vals streke saai tweedrag. Met ander woorde, jy wat nie opreg is nie, jy wat nie goed van almal kan sien of kan sê nie. Jy is die een wat tweedrag saai. Jy is 'n kwaadstoker, want daar is iets wat nie reg is in jou lewe nie. Daar's nie 'n ander manier om dit te stel vanoggend nie. Waar kom kinders hier aan? Dit is die eerste vraag wat ons moet antwoord vanoggend. Hoe word hulle geleer om kwaadstokers te wees? Hoe word hulle geleer om hierdie valstreke uit te dra? Nou wel geliefdes, soos ek sê, julle kan maar kwaad wees vanoggend, maar dit begin by die huis. Dit begin in die huis. Daar by jy en ek is ouer. Kinders van kleins af hoor en praat en luister as jy is 'n ouer. Stories begin aandra van ander. En so begin kinders daai ding inneem om te sê, maar weet jy wat, my ma, my pa, of so doen dit, my ouer broer, my ouer suster, so dit moet maar reg wees dat ek dit ook doen. Die ding is net, 'n kinderstorie begin met 'n klein vonkie, en daai vonkie verander in 'n massiewe veldbrand, wat gewoonlik baie ernstige gevolge het. Ons almal weet wat met veldbrande, veral as daai veldbrand weghardloop en hulle kry daai ding nie onder beheer nie, wat so groot skade dit aanraak. En dis presies wat kinderstories ook doen. Een en dieselfde. En die kinders veral besef nie in wat so groot moeilikheid hulle kan kom nie. En nou ouers, jy as dit met 'n minderjarige kind wat dit doen, gaan saam in die moeilikheid kom. Jy weet, deesdae die regstelsel is so, menseregte word beskerm. So, die kind waaroor jy leuenstories oordra, daai kinderstories, sy ouers kan gaan en hulle kan 'n interdik teen jou gaan kry. En dit is teen jou ouers ook sommer as jy minderjarig is. So wat gebeur nou? Jy kan uit die skool uitgesit word. Jy weet, as jy niks goed het oor iemand te sê nie, bly eerder stil. Want om stories aan te dra, bring verdeeldheid, dit bring onreinheid, dit bring wantroue. Dit breek verhoudings op, dit breek families op. En meeste van die tyd kan niks weer dit herstel nie. Want daai skade is gedoen. Jy weet, die woord van God waarsku ons hierteen. In Jakobus 3:6, hy sê vir ons dit van die tong. Hy sê die tong is ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in.
Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewenshoop aan die brand en word uit die hel aangesteek. So waar kom kinderstories vandaan? Dit kom nêrens anders as uit die hel uit. Dit kom van Satan die duiwel af. As jy vir my vanoggend sê, maar ek is 'n Godskind, of die alombekende woorde wat almal gebruik, ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe, ek woon dienste by, ek lees my Bybel, so ek moet 'n Christen wees. As jy kinderstories aandra, is jy nie, ek sê dit nou vir jou reguit vanoggend. Jy's 'n leenaar, jy's 'n huigelaar. En is tyd dat ons dinge reg kry. Ek weet van die gerugte wat buite gaan en die profeseë van die wegraping wat die 23ste gaan gebeur van September. Nou kom ek sê vir u vanoggend, of dit nou gaan gebeur of nie gebeur nie. Jou saak met God moet reg wees op hierdie oomblik. Want die wegraping kan nou begin, kan nou gebeur. En as jy jou skuldig maak hieraan, en jy het nie vergifnis gevra nie, en nie net aan God nie, maar ook aan die persone en die mense aan wie jy dit, van wie jy so agteraf gepraat het, en sleg gemaak het, jy 'n probleem. Jy het 'n massiewe probleem. En daarom as Godskinders, die wat vir ons wat vanoggend sê, maar ons is kinders van God, opreg en waardig, moet ons baie versigtig wees wat ons uit ons monde uit sê. Ons moet versigtig wees dat dit nie ons kinderstories draai en wat ons dit nie aandra nie. En die ander kant, ons moet ook nie daaraan deelneem nie. Maar dan sê ons neem ons nog nie daaraan deel nie. Natuurlik nie, as jy luister daarna, dan neem jy deel daaraan. Jy moet dit daar stop, as iemand na jou toe kom om vir jou te sê, "Hi, het jy gehoor? Hi, het jy dit gesien wat daai een gedoen het? Hi, het jy gesien wat daai een uitgekom het? Het jy gesien wat daai een gedraai het?" Dan moet jy dit net daar en dan stop. Net daarom stop. Want die woord van God maak dit baie duidelik, wat elke een van ons sê. Die woorde wat ons spreek, die woorde wat ons oordra, behoort in alle tyd eer aan ons almagtige God en Hemelse Vader te bring. Dit moet eer aan ons naaste opbring, dit moet ons naaste opbou, ons medebroeders en suster. En apostel Paulus herinner ons daaraan in Efesiërs 4:29. Hy sê vir ons baie duidelik, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Geen vuil woord. Ons praat nie eers van kinderstories nie, want kinderstories maak deel daarvan. Maar ook hierdie gelieflike Suritstaal wat ons so lief is om te gebid, lief is om gebruik te word. Party mense kan nie twee woorde agter mekaar sê nie. Hulle kan nie 'n sin in mekaar sê sonder om vuil, vieslike woorde saam daarin te bring nie. Apostel Paulus sê, wat uit ons mond moet gaan, is net 'n woord wat goed is. Vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Goeie woorde, opbouende woorde, nie negatiewe woorde nie. En ongelukkig, die jeug, die jong kinders van vandag, is so geneig om mekaar ook af te breek met hulle woorde. Want ons ouers het dit die voorbeeld daar gestel. Ons almal was daar gewees, en hierdie wenne agter hierdie mikrofoon vanoggend, ek was ook daar op 'n tyd in my lewe, voordat ek werklik waar 'n lewenspad saam met Jesus Christus begin loop het. Want dit gaan mos oor I and me and myself. Totdat jy hier 'n pad loop saam met Jesus, en Jesus jou lewe begin verander. Daarom jy moet vanoggend besluit, watter beeld dra jy uit as 'n kind van God? Watter beeld dra jy uit? Hoe verteenwoordig jy Jesus Christus, as jy sê dat jy 'n Godskind is? Geliefdes, ek wil jou bemoedig vanoggend om vir jou sê, kom ons bid eerder vir mekaar. Kom ons bid saam met mekaar, in plaas van om oor mekaar slegte dinge te sê, en sleg te praat teenoor ander mense van ander mense. Kom ons gaan eerder in gebed en daaraan. So, wanneer daai demoontjie kom, en hy sê vir jou, dis tyd om bietjie te skinder. Dis tyd so bietjie om kwaad te saai van iemand. Weet jy wat, geliefdes, is baie eenvoudig. Baie vriendelik, met baie Jesus liefde, antwoord hulle net reguit. Nee, ons gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie luister daarvoor nie. As jy vir my iets te sê het van daai persoon, kom ons kry daai persoon hierso, en ons praat in daai persoon se teenwoordigheid. Jy sê vir my voor daai persoon, wat jy van daai persoon wil sê.
Nie agter die persoon se rug nie. Jy en ek weet, en dit het met ons almal gebeur, wat mense dit teenoor ons gedoen het. Hoe het jy gevoel? Hoe het jy gevoel? Daarom moet ons ontslae raak van daai mentaliteit. Mense het so van my gepraat, so ek kan so van hulle praat. Daai ding moet stop, vandag. Kom ons begin met opbouende woorde. Kom ons maak duidelike, en ons sit duidelike grense in plek teen hierdie manipulasie wat Satan en die duiwel te meebring, om te sê, jy moet sleg praat van jou medebroer en suster, jy moet sleg sê van iemand anderste, jy moet skinder, jy moet met daai swak, lelike, vieslike woorde te vorendag kom, jy hoef niks goed van iemand te sê nie. Ons sê vanoggend vir hom, nee, dit is nie wat Vader vir my sê nie, dis ook nie wat sy woord vir my sê nie. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend na U toe. Eendragtig, Vader. En ons vra U, Vader, geef ons die krag van gehoorsaamheid om ons tonge in toom te hou. Om ons gedagtes nie te laat verlei deur Satan en die duiwel nie. Laat ons woorde te alle tye wat ons spreek, Vader, laat dit woorde wees wat opbouend is. Laat dit nie woorde wees wat afbrekend is nie. Daarom, Vader, gee vir ons vanoggend die wysheid. Vir U woord sê, as ons wysheid kort kom, moet ons dit net van U afbid. En U sal dit vir ons gee, sonder enige nadeel teenoor ons. Dit is vir net, sê U, Vader. Sodat ons die wysheid het om eerder te stil te bly wanneer ons moet stil bly, sonder om kwaad te praat van ander, en om kwaad te sê. Daarom, Vader, dank ons U dat ons deur die naam van Jesus Christus almal en alles wat die Satan hier meebring, sodat om die verwoesting te saai en net te vernietig waar hy gaan, dit te kan afbreek vanoggend in Jesus Christus se naam. Dat ons weet dat dit nou tot niet verklaar is, dat ons weet van hierdie oomblik af, gaan dit opbouend wees wat uit ons monde uit gaan kom. Daarom, Vader, kom ek vanoggend en ek sê dankie dat ek deur Jesus naam, my saligmaker en verlosser, lewe kan uitspreek oor elke liewe luisteraar vanoggend. Dat daar lewe opnuut is in elkeen se gesondheidstoestand, elkeen se huwelik, elkeen se verloving, elkeen se persoonlike verhouding waarna hulle betrokke is. Dat daar lewe opnuut is in hulle finansiële situasies en omstandighede, elkeen sy besigheidsonderneming, hulle werksplekke waarin hulle geplaas is en wat aan hulle toevertrou is. Vader, dat daar lewe opnuut is en elke persoon se persoonlike geestelike verhouding met U. En dit oorgedra word, daai lewe en hulle huislike geestelike welsyn. Dankie, Vader, wat die Heilige Gees altyd bereidwillig is om ons lampe op te top en ons lampe vol te maak daar waar dit leeg geloop het, sodat ons lig ten alle tye helder kan skyn vir U, sodat dit wat ons spreek tot eer van U, Vader. Geliefdes, ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom vanoggend en hy seën en hy behoed ieder en elk van U. Hy laat sy aangesig oor jou verhef en skyn. Die Vader gee in ieder en elk vrede op hierdie oggend. En hy kom en hy lê sy naam, ja, sy wonderlike naam, op jou hart vanoggend, sodat jy sy seën, genade en vrede kan ontvang, sonder enige voorwaardes. Dit alles word moontlik gemaak deur die saligmaker en verlosser, want deur hom, aan hom alleen, kan ons die koninkryk beerwe, en hy is niemand anderste, is Christus Jesus nie. Amen. Amen en amen. So, dankie, Aubrey. Wat ek nou aan dink, dit is so lekker as mense gees van onderskeidingsvermoë het. Want dan as jy iets sê of jy doen iets verkeerd, klaar die Heilige Gees jou net daar en dan aan, en dit is so lekker, hè? Absoluut, ja. Want mens dink nie altyd iets is verkeerd nie, maar as jy daai stem hoor, dan dink jy, okay, ja. En so leer 'n mens dan. Dis net so. En dit is so awesome om daai stem van ons Vader te hoor. Amen. Ek sê dankie vir die woord, geseënde week, res van die week. Dit is nou eers Dinsdag, so is nog lank voor die naweek. Nee, wat om dag vir dag, dis al. Wat sê jy van die rugby Saterdag? Ja, wel, ek ongelukkig nie gekyk het nie, maar nou ja, goeie wen gewees, ongelukkig nie. Maar 'n wen is 'n wen, jammer vir ons dames, dat hulle het hulle bes gedoen, ten minste in die kwartuitronde gekom. Volgende keer sal hulle halfuitronde of finaal toe gaan, dis verseker, hulle groei. En
Ja, en dan natuurlik cricket. Ons wissel, ons hardloop nog so 'n bietjie op en af. Een game, ek meen, lyk my elke keer as ons dink ons het nou series beklink, dan moet ons die laaste wedstryd, moet ons kyk hoe groot pakslag kan ons kry. Ek weet nie hoekom nie. Maar ja, miskien die expert wat hier is, klaar op die cricket, en dit is niemand anders as ons Louis nie. En ja, hy kan ons miskien later 'n bietjie meer op die lig inlig daaromtrent. Maar ja. Dankie julle manne, laat julle gaan. Dankie.